Ons begin vandag se oordenking met die woorde in 1 Korintiërs 15 vers 58. Wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is nie. Dr. Helen Roseveare het jarelang as 'n mediese sendeling in wat nou die Demokratiese Republiek van die Kongo is gedien. Sy het haarself hierdie vraag afgevra aan die einde van haar bediening. Was dit nou regtig die moeite werd? En sy het rede gehad om met hierdie vraag te worstel. Vir 20 jaar lank was sy 'n mediese sendeling in die oerwoud van Afrika. Uiteindelik is sy teruggekeer na Engeland, nadat sy baie teleurstellings, ontbering, aanranding en selfs verkrachting ervaar het. Die mediese werk wat sy in haar span gevestig het, was merkwaardig, gegee die primitiewe en moeilike omstandighede. Hulle het jaarliks chirurgie en mediese sorg aan duisende mense gelewer. In 1964 het die burgeroorlog die mediese sentrum vernietig. Roseveare het in haar joernaal geskryf, die rebelle het verwoesting gesaai, eiendom is vernietig, besittings is gesteel, goeie mense is vermoor, baie is gemartel en vermink. Sy was getraumatiseer en geestelik uitgeput, sy het in Engeland gaan herstel. 'n jaar later, in Januarie 1966, het die nasionale leiers die sendelinge teruggenooi na die Kongo. En kan jy glo, Roseveare het as vrou alleen teruggegaan. Nadat hulle die mediese sentrum en mediese college herbou het sy uiteindelik in 1973 vergoed na Engeland teruggekeer. Terwyl sy voorbereid om te vertrek, het sy probeer om 'n paar feite en syfers neer te skryf om met die ander by die huis te gaan deel. Sy het gesê in 1972 het ons 372 groot operasies gedoen en ons het net 3 chirurgiese sterftes gehad. Dit was sekerlik die moeite werd as ons goeie medisyne beoefen het. Een van haar assistente het haar tereggewys. Moenie sulke dinge vertel nie. Sê net vir hulle dat verlede jaar byna 200 mense Christus as hulle verlosser gevind het deur hierdie werk. Uiteindelik het sy gesê, sy het huis toe gegaan en vir almal gesê dat God in haar moeilike oomblikke vir haar genoeg was. Maar hy sê ook vandag, in vandag se omstandighede, genoeg. Die probleem is, so sê sy, ons wil meer as net Jesus hê. Ons wil Jesus plus hê, plus respek, plus geweldheid, plus sukses, maar jy weet, dit moet net of Jesus wees, of jy sal vind dat jy geen Jesus het nie. In haar bediening wat na hierdie jare gevolg het, gebruik sy die analogie van 'n pyl wat gesny word uit die tak van 'n boom. So 'n stuk hout moet van al die bas gestroop word. Dan moet dit glad geskuur word. Dan moet hy gepoleer word, voordat dit as pyl eers regtig gebruik kan word. Op dieselfde manier gebruik God die swaarkry van die lewe om sy diensknegt bruikbaar te maak. En ons kan met hom saamwerk, as ons bereid is om te buig en te erken, U weet regtig die beste. Kom ons bid saam. Here, ons gebed is vandag, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. Amen.